Andrei Kompaan is 'n sportwetenskaplike wat sy besigheid Youth Kinetics is en hy is betrokke by Laerskool Magalies Skrein van verlede jaar af. Elke liewe gallie baat by hierdie sportwetenskaplike program van graad RR tot en met graad 7. En daar word spesifieke analises gedoen van elke kind ten opsigte van hulle sterk en swakpunte. So word daar ook 'n program uitgewerk om dit aan te spreek. Hallo julle, ek is Andrei Kompaan, ek is sportwetenskaplike van Laerskool Magalies Skrein. Soos julle kan sien is ons nou betrokke met die junior oue en by die junior oue fokus ons gewoonlik om die fondasie te ontwikkel van die kinders. Nou gewoonlik kinders, voordat ons nou oorgaan na moeiliker sessies toe voordat hulle sport kan speel, moet hulle kan hardloop, hulle moet kan rol, hulle moet kan kruip, hulle moet kan gooi en vang. So hulle moet daai fondasies hê sodat hulle kan oorbeweeg na die volgende fase. Die hartseer saak is baie jong kinders kan dit nog nie behoorlik doen nie. Ons sit vandag met graad 4, 5 seuns en dogters wat nog nie kan vang nie, hulle kan nog nie behoorlik loop nie, hulle kan nie hardloop nie, hulle kan nie rol nie. En dit veroorsaak dat hulle ontwikkelingsproses gaan uitstel oor tyd. So wat ons hierso doen is ons fokus om daai fondasie neer te lê, om hulle sterk te kry en hoe gouer ons dit kan doen, hoe vinniger kan ons oorbeweeg na die volgende fase. Okay, so met die speletjies, soos jy kan sien, vir hulle dink hulle dis 'n game wat hulle speel waar hulle net hardloop en die bal vang, maar eintlik in die realiteit werk ons aan hulle spoed en ons leer hulle om te reageer volgens wat hulle sien. So ons noem daai perceptual awareness. So in term van die langtermynproses is ons wil hê hulle moet vinniger word en ons wil hulle kan reageer volgens hoe 'n bal reageer, volgens hoe 'n opponent reageer. So eintlik in die realiteit werk ons aan hulle spoed en agility en hulle balvaardige vermoë, maar vir hulle dink hulle dis net 'n game. So die volgende groep wat ons nou oefen is die functional movement groep. So gewoonlik die ouderdomme fokus ons van graad 4 tot graad 7. Vir vandag soos julle kan sien, ek die graad 7 vir die oue. Nou wat ons doen is waar ons by die juniors nou 'n bietjie gefokus is op daai fundamental of daai functional movement of fundamental skills. Vandag fokus ons op die fundamental movement skills. So die kinders op die ouderdom, hulle almal kan nou rol, hulle almal kan spring, hulle almal kan hop, hulle kan balanseer en stabiliseer. Maar wat ons nou doen is nou leer ons hulle om daai fundamental movements reg te kry. Soos 'n squat, hulle moet 'n goeie squat kan doen met goeie tegniek, hulle moet 'n push-up kan doen, hulle moet kan rou, hulle moet kan roteer. Al daai goedjies van al daai oefeninge ontwikkel al die spiere reg oor die liggaam wat veroorsaak dat jy nie imbalances kan kry nie. Met hulle doen ons ook nog steeds 'n bietjie stabilisasie, ons 'n bietjie dinamiese core control. Al die goedjies gaan ook oordra na hulle sports performance toe. So die lekker ding nou is ons doen die belangrike goed in oue sessies, en wanneer ons die kondisionering sessies in die middag doen, kan ons net fokus op die sport performance. Okay, so manne, is julle reg? Okay, Okay, so baie coaches sal gewoonlik wanneer hulle balans doen, sal hulle altyd net laat jy op een been staan. So ek vat dit 'n stap verder, so wat ek wil doen met hulle is, want in regte lewe soos ek nou genoem, wanneer die balans handhaaf is wanneer jy beweeg. So hulle hop op een been op die trappe en dan hop hulle op dieselfde been agteruit terug. Op dieselfde fokus op die koördinasie, jy fokus op die stabilisasie, balans en proprioceptie. So wat dit beteken is jou brein se vermoë om te analiseer wat om jou aangaan. Dis baie belangrik vir alledaagse lewe om beserings te voorkom en om te aware te wees van jou spasie om jou wat ook jou sportperformance en beserings gaan verminder. Ons belangrikste ding wat ons op fokus is nie hoeveel hulle doen nie, maar ons kyk eerder na die tegniek. Want as jy dit doen met goeie tegniek, dan werk jy reg gespiere. Dit help nie jy doen net 20 reps van 'n squat, maar die tegniek is baie swak en dan werk jy nie eers die spiere wat gebruik word vir 'n squat. Daarom target ons meer tegniek, hoë repetisies. Ons sportspanne is ook baie nou betrokke saam met Andrei Kompaan in die sin dat elke afrigter baie nou saam met hom werk om kondisionering te doen dwars deur die jaar. En dit het ook tot gevolg dat hierdie noue samewerking met Andrei dat afrigters dan ander kinders raak sien wat nooit voorheen raak gesien is. So, liewe ouers, hierdie is deel van die Gallipakkie. Met ander woorde, dit is ingesluit by die skoolfonds en hierdie investering is regtig in elke liewe leerder in Magalies Skrein. So dit is 'n wonderlike geleentheid en 'n ontwikkeling vir elke kind in Gallipakkie. Die groep wat ons nou mee werk is onder 13 net ons span. Ek dink ons werk al van laas jaar af September met hulle saam met coach Lauren.
En ons het 'n hele plan met hulle gehad gevolg waar ek my werk gedoen en Coach Lauren het ook baie amazing werk met haar span gedoen en ons het saam gewerk om die meisies die beste resultate te gee. Ek kan vandag met baie confidence sê dat hulle die mees gekondisioneerde span is in die skool. Okay, hulle kan die meeste goeders hanteer en hulle kan die meeste dinge doen wat terwille is en ons kon net dit regkry omdat ek en Coach Lauren so mooi saamgewerk het en sy het in die begin aan my toe kom en sy het gevra vir hulp en ek het ook na haar toe gekom en bietjie gevra vir raad en al daai goedjies en ons het saamgewerk reg deur die maande om die span te kry wat nou is. En soos julle nou gaan sien, hulle gaan bietjie pliometrie werk doen. In netbal is dit baie sport spesifiek. Moet jy vinnig wees, jy kan baie hardloop stop, jy kan hardloop stop, jy kan jump om 'n bal te vang, jy kan manoeuvreer tussen spelers. En vandag se sessie wat ons gaan doen is 'n bietjie 'n spoed en power sessie, pliometrie sessie wat hulle agility en hulle power en eksplosiwiteit gaan opkry op die netbal baan. Nou, ek kan sê ons het gister ons eerste wedstryd gehad. En daar was regtig 'n baie groot verandering in die intensiteit wat hulle kon speel. Laas jaar het ons een intensiewe halfte gehad en dan het die dogters bietjie in een begin val en jy kon sien hulle raak moeg en hulle fokus het gegaan. Maar ons kan daarmee met groot vertroue sê dat dit gister begin verbeter. Hulle het die hele game baie intensief gespeel. Hulle het elke oomblik hulle alles kon gee en hulle kon aanhou fokus tot die einde. Ek weet ons het gister direk na die game kon ek en hy en die ander coach saam praat en ons kan al klaar na die volgende game praat en wat gaan ons hierdie week vorentoe doen. So wil my kennis stop oor spoed en agility en krag, dan is hy daar om dit te kan doen. En waar sy kennis stop oor netbal is ek daar. So waar ons kan mekaar aanvul op verskillende sterkpunte wat ons het en dit maak dat die span die beste van die beste kan kry, die beste kennis en die beste afdigting wat daar is. Okay, so vir die rugby ouens, ons gaan ook dieselfde doen met hulle min of meer wat ons met die netbal gedoen het. Hulle val ook onder die derde groep. Maar hier is waar sport spesifiek inkom. Netbal is nou weer sport waar jy baie moet jump, accelerate, draai, waar met rugby is dit baie strength en grappling sport. So baie keer vind jy self in komponente waar jy iemand tackle, jy moet hom optaan, gooi, jy moet clean soos baie strength komponente. So vandag fokus ons met strength met hulle. Nou weer eens, dis kinders met wie ons werk, so jy kan nie te spesifiek gaan nie. Hulle moet soos die fondasie sê, so ons gaan vandag 'n overall full body strength doen. Dan gaan ons die sessie eindig waar hulle meer grappling werk doen. So hulle gaan bietjie met mekaar wrestle. Dit gaan help met daai bal tot bal werk, veg vir die bal en bietjie daai core stabilisasie en dinamiese werk. Okay, almal vir my maak 'n lekker reguit. In term van rugby spesifiek, fokus ons op die movements wat in rugby gebeur, soos 'n pull aksie, 'n push aksie. Dan probeer ons daai stres wat in die game gebeur ook mimic op die sportveld. Terwyl op dieselfde tyd doen ons ook rugby spesifiek fiksheid. Baie keer rugby ouens moet met 'n 2-to-1 ratio, work to rest ratio werk, wat beteken hulle moet 2 keer die werk kan doen as wat hulle rus. Baie keer moet jy kan hardloop, tackle, clean, opstaan, teruggaan, dan moet jy weer repeat. En dis die tipe fiksheid wat ons ook met hulle doen. Dan wil ek ook net vir elke ouer aanbemoedig, stuur jou kind by ons uit. Ons het net die beste intensies vir julle kinders. Ons wil nie hê julle kinders moet net hiernatoe kom, goed raak vir nou en loop nie. Ons hoof fokus is dat die kinders goed kan doen in hoërskool en beyond. Soos wat ek in die begin genoem het, daar's baie kinders wat beseer word. As jy gaan kyk na die getalle, 70% van elke kind wat in sport deelneem, drop uit in sport in die ouderdom van 16, 17 as gevolg van beserings. Want hulle fokus te gou op sport spesifiek sessies, maar hulle doen geen kondisionering wat hulle liggaam ontwikkel om hulle voor te berei vir die demands van die sport nie. Dis die werk wat ons doen. Ons bou die fondasie neer, ons lê die fondasie neer, ons maak hulle sterk, fiks en vinnig, so wanneer hulle hoërskool toe kan gaan hulle daai kan dra, dan kan hulle dadelik oorgaan na die meer hoër intensiteit oefeninge wat hulle stap verder gaan vat as die res. Dit is nie net asook vir die langtermyn performance nie, maar ook vir die korttermyn performance dat hulle ook vinniger 'n beter rugby speler of 'n beter netbal speler of 'n beter atleet kan wees vir die kort tydperk, maar ons hoof fokus is vir die lang tyd. Daar sy ouers. Wees saam met ons opgewonde oor hierdie program wat ons aanbied, saam met Andrei Kompaan. Wees betrokke, vra en ek weet ons gaan oor 'n paar jaar definitief die vrugte pluk van dit wat ons nou insit. Selfs ons senior leerders wat hoërskool toe gaan, ons hou hulle dop, maar ek dink die holistiese ontwikkeling van elke gallie word definitief aangespreek en ons kan nie wag vir die uitslae nie. Baie dankie.